It was all about souls. The preacher cried repentance till the hearts were made whole. The altar filled with people with tears in their eyes, and heaven touched the earth that night beneath those open skies. I love the old time singing, it's filled with the Holy Ghost. I love the old time preaching without compromise. I love the old time religion, it's deep down in my soul. Gives me that old time religion, it makes the sinner roll. In the old time sing songs, it was led by the Holy Ghost. Voices joined in harmony, giving Jesus all the praise. No fancy lights or stages, just a heart that burned with flame. The power of the Spirit came when we called His name. I love the old time singing, it's filled with the Holy Ghost. I love the old time preaching without compromise. I love the old time religion, it's deep down in my soul. Give me that old time religion, it makes the sinner old. It's good enough for my Father, it's good enough for me. It's the same old fire from heaven that set God's people free. I love the old time singing, it's filled with the Holy Ghost. I love the old time preaching without compromise. I love the old time religion, it's deep down in my soul. Give me that old time religion, it makes the sinner old. I love the old time singing, it's filled with the Holy Ghost. I love the old time preaching without compromise. I love the old time religion, it's deep down in my soul. Give me that old time religion, it makes the sinner old. Give me that old time religion, it makes the sinner old. Wie is in beheer? Wie is die begin en die einde, die een wat is, was en wat kom? My hart wil sing, alle eer wil ek bring. Ja, hy is die weg en die waarheid, daar's niemand soos hy. En lig jou hande na voor, sing halleluja, gee eer aan Hom. Halleluja, ons koning kom, loop sy heilige naam. Lig jou hande na voor, sing halleluja, vertrou op Hom. Halleluja, ons koning kom. Hij komt omhoog.
kom lei. Dis die ruiter op die pad, hy kom vir jou en my. Lig jou hande na bo, sing halleluja, gee eer aan hom. Halleluja, ons koning kom, lof sy heilige naam. Ja, lig jou hande na bo, sing halleluja, vertrou op hom. Halleluja, ons koning kom, hy kom om ons te haas. Sing het nog eenmaal, sê, lig jou hande na bo, sing halleluja, gee eer aan hom. Halleluja, ons koning kom, loof sy heilige naam. Ja, lig jou hande na bo, sing halleluja, vertrou op hom. Halleluja, ons koning kom, hy kom om ons. Kan ons dit nog eenmaal sing? Lig jou hande na bo, sing halleluja, gee eer aan hom. Halleluja, ons koning kom, loof sy heilige naam. Oh, lig jou hande na bo, sing halleluja, ons vertrou op hom. Nee, ons koning kom, hy kom om ons te haas. Ons koning kom, ja, ons koning kom, hy kom om ons te Prys die naam van die Here. Sien nie uit na daardie dag wat die Here ons kom haal. Prys die naam van die Here. Kom ons sluit ons oë. Aan die koning van die konings, die een wat is, wat was en wat weer terugkom. Here, volgens hierdie lied, Here, wat ons nou net gesing het, Here. Here, U is die alleenwyse God, Here, en daar is niemand, Here, soos U vanoggend nie, Here. Here, elke knie, Here, van elke God wat gemaak is op hierdie aarde, Here, sal buig. Here, die dag wanneer U terugkom om ons te kom haal, Here, sal elke een, Here, wat 'n ander geloof gehad het, besef, Here, dat daar net een koning was en sy naam is Jesus. En daar is niemand, maar niemand, Here, wat vergelyk kan word, Here, met U vanoggend nie. Here, ons wil bid vir hierdie diens, Here, wat voor lê. Here, ons wil bid, Here, dat U salwing, Here, op hierdie diens sal neerlê. Here, dat die Heilige Gees, Here, wat die eregas is, Here, in hierdie diens, Here, sal inkom in ons midde. Here, elkeen sal verkoop, Here, vanoggend. Here, soos wat ons hier staan, Here, verskillend, Here, in mense, Here, het ons elkeen verskillende behoeftes. Here, maar dankie, Here, U woord sê, dat daar nie een haar, Here, van ons hoof af sal val, wat U nie van weet nie. Here, U is bekend, Here, met elke omstandigheid van elke persoon, Here, vanoggend, en daar is nie een wat by U onbekend is, die Here. Here, en ek sê, dankie, Here, vanoggend, dat ons het, Here, vir 'n voorreg om hierdie God te aanbid, Here, wat selfs elke persoon in detail, Here, kan ken. Here, ons is nie net 'n nommer, Here, voor U nie, Here, maar ons is uitgesoek, Here, voor U. Here, U woord sê, Here, dat almal wat die naam van die Here aangeroep het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God genoem te kan word. Here, daarom, Here, as daar enige een staan, Here, in hierdie diens, Here, vanoggend, en hy sê, ek is nog nie deel van hierdie koninkryk nie, en hy roep die naam van Jesus aan, Here, Here, dan sal U daar wees, Here, vanoggend. Here, ek wil bid, Here, vir hierdie diens, Here, dat die elke musikant, Here, elkeen wat voorsing doen, Here, sal seën. Here, ons is nie hier vir onsself nie. Here, maar ons is hier om die naam van die Allerhoogste God, Here, op te lig. Here, wil ek bid en vra dat U in hierdie diens, Here, voor ons sal uittrek, Here, in elke hart, Here, sal ontmoet. Here, ook vir hulle wat gee, Here, vanoggend, Here, die tiendes, die offerandes. Here, waar het ons dan gesien dat, Here, U vra dat ons moet gee. Here, maar wanneer ons gee, gee U vir ons meervuldig terug. Here, van dit gaan nie oor die bedrag, Here, wat ons gee nie. Here, dit gaan op grond, Here, van gehoorsaamheid, Here, van die woord. U het ons geleer om dit te doen, Here, en daarom moet ons dit doen. Here, U het nie die geld nodig nie. Here, maar vanoggend, Here, elkeen wat gee, Here, gee uit sy gebrek uit, gee uit sy oorvloed uit. Here, maak nie saak nie, Here, dat U elke saad, Here, wat vanoggend geplant word, Here,
Die Here sal menigvuldig, Here, weer teruggee en ons sê vir U dankie daarvoor. Here, seën ons in hierdie diens, is my gebed in Jesus naam. Amen. mense moet weer sê amen. Prys die Here. Ek wil hê u moet vir my iets doen. Ek wil hê u moet op boontoe kyk en vir al die kinders wat nou gaan afkom 'n lekker hande klap gee. Kan ons dit doen? Kom ons gee vir hulle 'n lekker hande klap. Kom aan en bly klap tot almal af is. Hulle moet almal spesiaal voel. Waar is hulle?
Baie dankie familie, dankie. Dit voel vir my vanmôre, die kinders is soos die 2 visies en die 5 broodjies wat vermeerder. Prys die Here, ons is so dankbaar vir hierdie pragtige kinders, die kerk vanmôre. Ek sê altyd vir Tannie Liesel, die belangrikste bediening in hierdie gemeente is die kinderbediening. En u weet, ons harte is om ons grond te kry en nou in 'n kerk te bou, maar ons gaan die beste, mooiste kinderkerk bou wat nog ooit gesien is. Amen. Dis my hart, dis my droom, want as jy nie hierin belê nie, het jy nie kerk vanmôre nie. En so terloops, as die kind van die kerk hou, dan sê hy vir pa of vir ma, al is hulle hoe moeg op 'n sonnagoggend, kyk hier, hierdie geleerryk, staan op, want ek wil kerk toe. En hulle gebruik, die Here gebruik hulle om jou in die kerk te kry. Halleluja! Prys die Here. Alright, so, is julle reg om vir Frikkie en Strikkie te roep? Hè, maats? Onthou, hulle is ons doof nie, hulle het sulke lang ore, maar daai ore werk nie lekker nie. Alright, so as julle reg om vir Frikkie en Strikkie te roep, dan skree ons eers Frikkie en Strikkie, okay? Frikkie en Strikkie, is julle reg? Op die top van julle stemme, hier gaan ons, 1, 2, 3. Nog 'n keer. Daar kom hulle, wag, daar kom hulle, kom ons gee hulle lekker aan 'n klap vir Frikkie en Strikkie. Julle is welkom om te sit of te staan, ek dink, kom ons, ek sit maar, dan gaan, julle lyk so of julle lus is om te sit, so. Maar jy moet die beweging saam met hulle doen, is dit reg? Ons gaan so 3 liedjies doen saam met Frikkie en Strikkie. So die eerste ene gaan, 'n liedjie wat ons mee groot geword het, sê, join the Gospel Express. Come along and say yes. We are leaving for glory soon. Glo u dit nog? And the God is so glad and he's waving his flag. Hallelujah, it won't be long. En dan doen hy iets wat jy ook moet doen, mama, papa. En hy sê, shaf, 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 goes the engine. Kan julle dit doen? Kom, 1, 2, 3. Goes the engine en dan toot goes the train. En dan ja, waar is die fluiters in hierdie kerk? Jy het 1 kans om te fluit in hierdie kerk en dis nou. Alright, come on. 1, 2, 3 en goes the whistle and we're all on the glory train. Is julle reg? Alright, die gaan ons. Express, come along and say yes. We're living for glory soon, and the God is so glad. He's waving his flag. Hallelujah, it won't be very long. Shove, shove, shove goes the engine. Toot, toot, toot goes the train. Whistle, and we're all on the glory train. Join the Gospel Express, come along and say yes. We're leaving for glory soon, and the God is so glad, he's waving his flag. Hallelujah, it won't be very long. Die gaan ons.
nou die volgende liedjie sê, we are the Savior's boys and girls. Jesus is our captain. And we love him, yes we do. We are the Savior's boys and girls. En op die einde, jy het een kans. Nou ek kan onthou, toe ek op sonneskool was, het ons hierdie koortjie gesing. En dan was daar altyd 'n kompetisie tussen die boys en die girls, wie die hardste geskree. En ek is seker die boys het altyd gewen, maar ek kan nie my vinger daarop sit nie. En dan sê hulle nee, die girls het gewen, maar ek weet dis die manne wat gewen het. So ek wil hê dan op die einde gaan ons sê, en as ek so maak, dan moet jy weet dis die einde, dan moet jy sê, dan moet al die papas en al die ooms sê en die jong manne, boys! En dan die vroukies en die dametjies moet sê, ons gaan kyk wie wen by die einde. Is dit reg? Gaan ons kyk wie gaan wen? Reg, hier gaan ons. We are the Savior's boys and girls. We are the Savior's boys and girls. Jesus is our captain and we love him, yes we do. We are the Savior's boys and girls. We are the Savior's boys and girls. We are the Savior's boys and girls. Jesus is our captain and we love him, yes we do. We are the Savior's boys and girls. Raak, frikkie en strikkie! We are the Savior's boys and girls. We are the Savior's boys and girls. Jesus is our captain and we love him, yes we do. We are the Savior's boys and girls. Almal saam! We are the Savior's boys and girls. We are the Savior's boys and girls. Jesus is our captain and we love him, yes we do. We are the Savior's boys and girls. We are the Savior's boys and girls. We are the Savior's boys and girls. Jesus is our captain and we love him, yes we do. We are the Savior's boys and girls. We are the Savior's boys and girls. We are the Savior's boys. En die girls het gewen. Die girls het gewen. Alright, ons laaste liedjie saam met frikkie en strikkie sê, die kraaie vlieg so flap, flap, flap op pad na die rivier. Kan jy so maak, mama, papa? Kom aan, jy het net een kans om aan die kerk dit te kan doen. Die kraaie vlieg so flap, flap, flap op pad na die rivier. Die een bring brood en die ander bring vleis soos die Here hul beveel. En dan 'n weduwee vrou het houtjies opgetel. Elia stap verby. Hulle maak toe brood van olie en meel en hulle was tog so bly. Maar julle sit nou, maar kyk maar vir die kinders, sing net lekker saam. En wat hierdie liedjie vir ons sê? Die Here voorsien. Amen. Vlieg so flap, flap, flap op pad na die rivier. Die een bring brood en die ander bring vleis soos die Here hul beveel. 'n weduwee vrou het houtjies opgetel. Elia stap verby. Sy maak toe brood van olie en meel en hul was tog so bly. Die kraaie vlieg so flap, flap, flap op pad na die rivier. Die een bring brood en die ander bring vleis soos die Here hul beveel. 'n weduwee vrou het houtjies opgetel. Elia stap verby. Sy maak toe brood van olie en meel en hul
vlieg so flap, flap, flap op pad na die rivier. Die een bring brood en die ander bring vleis, soos die Here hul beveel. Ek weet die vrou het houtjies opgetel, Elia stap verby. Sy maak toe brood van olie en meel, en hul was toch so bly. En hul was toch so bly. En hul was toch so bly. Amen. Oh, die Here sal vir jou voorsien. Die Here sal vir jou huisgesin voorsien. Hy sal vir jou kinders voorsien. Amen. Kom ons gee vir Frikkie en Strikkie 'n lekker handeklap terwyl hulle gaan. I'm so secure. You're here with me. You still the same. Your love
you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Sing it again. The Lord bless you. The Lord bless you and keep you and make His face shine upon you. Be gracious to you. The Lord turn His face toward you, oh yeah, and give you peace. Amen. Oor elke familie, Here, elke gesin, elke papa, elke mama, elke kind, Here. Die guns van die Here is op hulle, Here. Die guns van die Here is op ons families. Dankie, Jesus, uitgesonde, uitverkies. Halleluja. May His favor be upon you
nageslag sal geseënd wees. Jou nageslag sal geseënd wees in die naam van Jesus. May his favor be upon you for 1,000 generations, and your family, your children, and their children. We say, Amen. Amen. Just one more time, just one more time. Amen. Amen. Die woordjie amen beteken dis waar. En hierdie lied sê, jou familie sal geseënd wees. Jou gesin sal geseënd wees. Luister, hier's 'n profetiese woord. Ek weet nie waar is jou kind op hierdie oomblik nie. Want van julle se kinders lê in die wêreld en jy verlang sodat daardie kind weer terug net moet kom huis toe, in die huis van die Here. Maar hoor mooi, God hoor gebede, God antwoord gebede, daai kind sal tot inkeer kom, daai kind sal draai, want die seën van die Here rus op jou familie, dit rus op jou nageslag, die hand van die Here is oor jou familie, hulle sal nie verlore gaan nie, ons roep hulle in die naam van Jesus, ek roep hulle in die naam van Jesus, hulle sal tot inkeer kom, hulle sal hulle self bekeer, hulle sal God se wil en plan vir hulle lewe uitvoer, in die naam van Jesus, in die naam van Jesus, in die naam van Jesus. Halleluja, familie. Ek wil hê terwyl u staan, moet u saam met my lees Psalm 127 vers 1 tot 5. As die Here die huis nie bou nie, te vergeefs werk die wat daaraan bou. As die Here die stad nie bewaar nie, te vergeefs waak die wagter. Te vergeefs dat julle vroeg opstaan, laat opbly, brood van smarte eet, net so goed gee hy dit aan sy beminde in die slaap. Seuns is 'n erfdeel van die Here. Die vrug van die moederskoot is 'n beloning. Soos pile in die hand van 'n held, so is die seuns van die jeug. Gelukkig is die man wat sy pylkoker daarmee gevul het. Hulle sal nie beskaamd staan as hulle met die vyand in die poort spreek nie. Vader, ek dank U dat ek weet, U seën hierdie woord wat relevant is en aktueel vir hierdie Sondag. En duidelik het ek die stem van die Here gehoor, wat my hierdie woord laat voorberei het, Vader. En U wil weer met die kerk van die Here Jesus Christus praat. En ek prys U daarvoor in Jesus se kosbare naam. Seën hierdie woord, is nie in my vermoë nie, Here, om hierdie woord op sy reg te laat kom nie, maar sal U kom en hierdie woord aanraak in Jesus naam. Amen en amen. U kan U sitlik inneem, familie. So, ek wil so 'n bietjie praat met U vandag oor die huisgesin. Hoe bou jy 'n sterk huisgesin? Nou, baie van julle gaan sê, Clemens, maar ek is dan nog nie eens getroud nie, hoe kan jy nou so preek wil preek? Wel, nie meer baie lank. As ek daarom maar kyk hoe vinnig die tyd vlieg op hierdie stadium van my lewe, dit voel vir my net, ek en Stefan het net nou die dag getrou. En raai wat, nou volgende jaar, volgende week, is dit volgende week of die week daarna? Jy sien, ons is klaar in die moeilikheid, is my huweliksherdenking. Dan is ek en my vrou 24 jaar getroud.
Halleluja. En volgende jaar het ek gesê wat ek op met vakansie, julle gaan my nie sien volgende jaar die tyd nie. Want dan is ons 'n silwer poppie, 'n silwer 25 'n silwer. Is dit so? Dis mos so iets nie. Ja. Heerlikheid, ons kan al 'n silwer medalje kry, poppie. En hier is die ding. En hier's van julle en hulle sê dat en ek wil dit nou sê want ek wil nie weer daaraan raak nie want dit is 'n ongemaklike situasie en goed om oor te praat want die kerk op hierdie stadium skyn net soveel soos die wêreld met liefde gesê en alle respek. En ek oordeel nie vanmôre nie want hoor mooi. Ek weet waardeur mense gaan. Ek het hoeveel sessies met mense en hoeveel keer met families gepraat en 'n vrou gepraat wat deur 'n egskeiding kom en 'n man wat deur 'n egskeiding kom. Mense moet baie versigtig wees om 'n vinger te wys na iemand wat geskei het. As jy nie albei kante se storie ken nie. Dis maklik om 'n vinger te wys en ek weet hier's van julle wat daardeur gekom het, maar ek dank die Here, hy's 'n God van 'n tweede kans. Ek dank die Here dat hy's 'n God wat sê, weet jy wat, is 'n nuwe dag. My mercies are new every morning. En ek is nou nie hier om te oordeel nie, maar wat ek wel wil hê jy moet weet vandag is en dit is familie is vir God belangrik. Dit was nie, hoor mooi, in sy plan dat daar egskeidings moet wees nie. Maar 'n lang storie kort en ek ken nie jou omstandighede nie. Ek weet nie waardeur gaan jy en waar is jy op hierdie stadium van jou lewe nie, maar miskien is jy stoksiel alleen. Dan wil ek vandag vir jou sê is, hier is die ding, jy kom iewers uit 'n familie uit. As jy nie jou eie kinders het nie, as jy nie 'n man het nie en nie 'n vrou het nie, moet jy weet, jy kom uit 'n familie uit. En ek wil begin met iets wat ek altyd by huwelike sê, wanneer ek praat, wanneer ek mense trou, kom ek altyd en begin ek altyd met hierdie storie, want dit is uiters belangrik dat u vandag moet weet, dat wanneer die Bybel praat van 'n huis, in die Bybel, die meeste kere, wanneer hy praat van 'n huis, praat hy nie van bakstene, sement, deurrame, vensterrame, dakkappe, en so meer nie. Wanneer hy praat van 'n huis, praat hy van die huisgesin. Hy praat van die familie, wanneer Josua sê in Josua 24 vers 15, maar ek en my huis, ons sal die Here dien. Sê hy nie, sy bakstene van sy huis, sy sement en die deurrame en die vensterrame en die dakkappe, gaan die Here loof en dien nie. Hy sê uitdruklik, dit is ek, my vrou, my kinders, ek weet nie wat gaan julle doen nie, maar ek en my familie, ek en my vrou en ek en my kinders, ons sal die Here dien. En hier is die ding, mag God in die tye waarin ons lewe, mag die Here weer Josias opwek, in die tye waarin ons lewe wat sê, ek gee nie om wat die standaard is van die wêreld nie, want is korrup en siek, onheilig, die standaard van die wêreld. Ek gee nie om wat die standaard is van die wêreld en wat almal skree in Hollywood en Netflix en so meer nie. Maar een ding, ek en my huis, ons sal die Here dien. Mag die Here dit doen in familiesentrum. Want hier is die ding familie. Wanneer dit kom by die waarde van gesin, is die wêreld besig om die waarde te verswak van die familie. Die gesin dra nie meer waarde. Die ergste belegging wat jy ooit kan hê in jou lewe, is wanneer jy eiendom koop, 'n huis koop, in 'n area waar jou eiendom se waarde afneem. Niemand van ons soek dit nie. Wanneer jy 'n huis koop, wil jy hê daardie huis moet kan staan vir generasies en hy moet kan, sy waarde moet bly groei. En net so met die gesin. Want ons leef in 'n tyd waar die gesin se waarde afneem. En my gebed is dat daar jong manne sal wees in hierdie bediening
En jong manne wat ingeskakel is oor Suid-Afrika en oor die wêreld, wat sal sê, ek weier dat die waarde van 'n gesin afneem en spesifiek my gesin. Ek gaan hard werk, wat hoor my mooi, jong man, dis harde werk om jou familie te maak werke. Dit is nie vir 'n slap jellyfish nie. Hoe die ou mense gesê, trousie perikopie. Jy moet gefokus wees. Jy gaan moet hard werk. Jy gaan moet opstaan as priester van jou huis. En is tyd weer dat ons jong manne in hierdie tye waarin ons lewe wat so boos is, opwek wat sê, die waarde van die familie moet weer styg. En ek veg vir my familie. Ek veg vir my vrou. Ek veg vir my kinders. Ek veg. Jy sal nie glo nie, daar's 'n advertensiebord in Chicago, net onlangs. Die advertensie in Chicago in Verenigde State van Amerika sê die volgende: Life is short, get a divorce. En dis die norm. Dis Hollywood se uitkyk. Dis wat hulle promoveer, dis die wêreldstelsel wat dit promoveer. Maar ek is hier vandag om vir u te sê dat die familiesirkel is God se bloudrukplan vir die mens. En natuurlik die families waardes neem af soos baie ander waardes. En die gesin word gering geag. Kinders word gesien as 'n las en gesinne leef onder geweldige druk. En een ding wat ons moet verstaan, familie, is dat God het nooit die gesin ontwerp om te faal nie. Is u saam met my? Wanneer, hier's iets wat gebeur in Matteus 19. Kom Jesus, nou ek sê altyd mense, wanneer Paulus iets sê, is dit een ding, wanneer Matteus, Markus, Lukas iets sê, is dit een ding, maar wanneer God homself praat, en as Jesus iets sê, dan staan dit in rooi, dis hoekom sekere Bybels al die woorde van Jesus in rooi sit, want wanneer hy dit sê, is dit uiters belangrik. Dis nie nou 'n mens wat hy praat nie. En wanneer hy kom in Matteus 19 vers 6, dan sê hy, om hierdie rede sal die man sy vader en moeder verlaat, en aan sy vrou aankleef, hulle twee sal een vlees wees, sodat hulle nie meer twee is nie, maar een vlees. En dan sê hy, wat God dan saamgevoeg het, mag geen mens skei nie. Hoekom? Want familie is vir God belangrik. Familie is vir God belangrik. So, 'n sterk gesin word nie net in een dag gebou nie. En ons kyk na sekere gesinne in hierdie lewe. En ons kyk na sekere families en sê, ek wens my gesin kan ook lyk soos hulle. Dit lyk so perfek. Jy weet nie waardeur is daai familie nie. En is wonderlik wanneer ons na families kan kyk, maar ek wil vandag vir jou sê, as jy agter die skerms kan inkom, sal jy nooit weet wat daar alles gebeur nie. 'n Sterk gesin word nie net in een dag gebou nie. Hoor mooi, dit word elke dag gestroop, geplak, herstel, versterk, gestroop, geplak, herstel, versterk, gestroop, geplak, herstel, versterk. Dis hoe dit werk in die gesin. En dis hoekom dis harde werk. Dit kos 'n man en 'n vrou met 'n ruggraat om te sê ek is 'n pa. Dit kos 'n man en 'n vrou met ruggrate om selfdissipline te hê en nie met jou wellus weggesleep te word in die wêreld. En my vrou is nou vervelig en sy is nou so bla bla, nou hardop jy hier en jy gryp jou aan die enetjie met die mooi dingetjie. Die ou mooi pikkie my tikkie tuku. Want my vrou is nou 'n bietjie oorgewig gekies. Maar as hy lyk so, omdat hy jou kind gedra het. Nou wil jy hol agter jou dingetjie om in die mooi boekiekies en die goedjies en die dingetjies.
Dis harde werk. En papa, God roep jou weer as 'n Josua. God soek in die tye waarin ons lewe manne en papa's en oupa's wat gesalf is onder die olie van die Heilige Gees. En sê ek en my huis, ons sal die Here dien. Maak nie saak wat gebeur nie. Maak nie saak wat gebeur nie. So kom ek praat gou met jou, want hier's 'n paar goed wat ons kan doen om 'n sterk familie te bou, en dit is nommer 1 is, die heel eerste ding wat ek wil uitwys is onvoorwaardelike liefde. Dis liefde wat sê, ek sien jou, ek hoor jou. Dis liefde wat sê, in die gesin, ek maak plek vir jou swakhede, en ek vier jou sterkpunte. Een pa en een ma weet hoe om die gesin se swakhede te akkommodeer. Ons keer dit nie goed nie, maar ons weet hoe om dit te akkommodeer en met liefde terecht te wys. Hoor mooi, dis die soort liefde wat herstel, wat seer kry, breek. Wanneer papa van die werk afkom, of mama, of die kinders van die skool, of waar, en hulle is stikkend van wat iets het gebeur in die gemeenskap, en by die werk, of waar ook al, dan is die gesin daar om te sê, ons het jou lief, nes jy's onsinne, en hierdie sirkel is jy altyd veilig. Mama en papa moet altyd seker maak dat die familiesirkel is veilig. Onvoorwaardelik. Hoe bou jy 'n sterk gesin? Deur vergifnis. Luister, ek gee nie om wie die pa is van daardie gesin nie. Maar geen gesin is perfek nie. Dit kan hoe mooi lyk van buite, maar elke huis het sy kruis. En weet u wat hou jou gesin heel? Vergifnis. Die verskil tussen die gemeenskap en die familiesirkel. Die gemeenskap onthou die fout wat jou kind gemaak het. En hulle sal jou vir die res van jou lewe onthou jy. Waar families, halleluja, vinnig kan sê, ek is jammer, en nog vinniger kan sê, ek vergewe jou. Dis wat familie doen. En dan wat doen families, wanneer hulle sit weer om die tafel, en hulle het so vinnig vergewe, die gemeenskap en die skool, en by die werk, en oralste, onthou almal, jou kind of pa of ma of wie ook al se fout, maar in die familiesirkel om die tafel, dan lag hulle weer, en hulle maak grappe miskien met mekaar, en hulle kuier, en hulle praat, en hulle bou mekaar en stig mekaar, want ons het aanbeweeg, ons vergewe en ons vergeet. Dit bou 'n sterk familie. 'n Sterk gesin is 'n gesin van eer en respek. 'n Huis van respek is 'n veilige huis. Respek vir ouers. Ja, dis iets wat 'n mens baie ontstel. In die tye waarin ons lewe. Want kinders het mos nou 'n stem. En hulle kan sommer vir pa en ma hof toe vat. Die Here sal vir jou inhaal. Jong man, jong dametjie. Jy sal jou ouers eer. As jy wil lank lewe, eer jy jou pa en jou ma. En jy luister. 'n Huis van respek is 'n veilige huis. Respek vir ouers, respek vir kinders. Papa en mamma, ons het nodig om respek te hê selfs vir ons kinders. En dit is respek ook vir mekaar se grense. Ek weet presies hoe ver kan ek vir Loam druk, hoe ver kan ek vir Ewan druk en hoe ver kan ek vir Anay druk. Ek ken hulle grense. En ons moet mekaar se grense respekteer. Mekaar se harte respekteer. En wat doen 'n gesonde gesin nog? Hulle gee kwaliteit tyd.
Die grootste geskenk vir 'n gesin is teenwoordigheid. Hoe spel jy liefde in 'n gesin? TID. Tyd. Waar saam eet, saam lag, saam praat, saam naweke wegbreek, saam mall toe gaan, saam vakansie hou, klein oomblikke bou groot bande. In 'n sterk gesin ken pappa en mamma ook hulle rolle, want 'n pa, onthou, gee identiteit, rigting en sekuriteit. Here, sal ek dit sê, nie 'n lesbien nie. Sorry, Here. Ek praat van 'n man met 'n harde baard. Ek praat van 'n man met beenhare. Wat loop soos 'n man. Wat praat soos 'n man, nie as gevolg van 'n hormooninspuiting en allerlei nonsens nie. 'n Man gee identiteit vir kinders. 'n Man. En ek wil sê Suid-Afrika oor 'n 20 jaar van nou af gaan die hel losbreek. Want ons gaan kinders hê wat geen identiteit het nie. Maak my, Here help my, wat maak ek nou? Maak my naar as twee vrouens loop en die een lyk mos nou so. Maar die kinders is hier. Dan word die een sommer, hey, kom na pappa toe. Jy lieg, man. Jy lieg. 'n Man met 'n baard. 'n Man wat kan leiding maak soos God hom geskaap het. 'n Adam. Bring identiteit vir die kinders. Waarom is daar soveel jong mense wat in bendes vasgevang is? Want daar was nie 'n pa betrokke nie. Hulle soek identiteit. Hulle soek identiteit. En nou hardloop hulle na die bendes toe, want daar kry hulle 'n nommer. Daar beteken hulle iets. Maar as pa teenwoordig is, bring hy sekuriteit, rigting en identiteit. En 'n ma bring warmte, geborgenheid, emosionele veiligheid en 'n liefde wat net 'n ma kan verstaan. So dis alles wat jy kan doen as pa en ouers, ma. En onvoorwaardelike liefde. Wat ons kan doen is onvoorwaardelike liefde, vergifnis, respek, kwaliteit tyd en so meer. Dis wat ons kan doen. Maar Psalm 127 gee vir ons 'n plan om die gesin te bou. En hy gee vir ons instruksies hoe 'n gesin moet bou. Want hoor gou mooi wat sê Psalm 127. Hy sê, as die Here die huis nie bou nie, te vergeefs werk die wat daaraan bou. En ek wil sê, jy kan maar onvoorwaardelike liefde hê, jy kan vergifnis hê, respek hê, kwaliteit tyd, maar as God nie deel is van daai gesin nie, het daai gesin moeilikheid. Dan het daai gesin moeilikheid. Want wanneer God betrokke is, en die bouer is van daardie gesin, sal daai gesin staan. Sal daai familie staan, maar sonder die boumeester word die gesin broos en val die gesin uitmekaar uit. Maar wanneer Jesus inkom in 'n familie, is hy die sement wat die bakstene bymekaar hou. Is hy die sement wat seker maak hierdie fondasie staan sterk. Is hy die een wat sê die winde kan maar kom en die storms kan maar kom, maar julle sal staan. Julle sal staan wanneer Jesus deel is van die familie. Jesus moet ingemeng wees binne in die familie tussen pa en ma en al die kinders. Moet Jesus ingemeng wees en alles moet draai om Jesus. En hoe meng jy Jesus in die familie in? Hoe doen jy dit? Deur die eerste gebod uit te leef. Eksodus 20 vers 3. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Wat beteken, jy moet hom alleen aanbid. Hoor mooi, jy moet soos 'n Josua sê, ek weet nie wat julle wil doen nie,
En waarop gaan julle fokus? Wat beteken aanbidding? Aanbidding beteken om te fokus, om een fokus te hê. En hy sê, ek weet nie wie gaan julle dien, waar gaan julle fokus wees nie, maar ek en my vrou en my kinders, ons fokus is op God Jehovah, en ons fokus net op hom, en hom alleen sal ons aanbid. Ons het nodig om ons oë af te haal van alles wat geraas maak, want die wêreld bring soveel geraas, en hy wil hê, die familie moet op die geraas fokus, want hy wil hê, die familie sirkel moet gebreek word. Hy wil hê, die huwelike moet uit mekaar uitspatte. Hy wil hê, kinders moet op straat eindige, sonder 'n pa, sonder 'n ma. En hier is die ding, familie. Die gevaar is, wanneer ons aandag skuif, papa en mama, na ons werke toe, na ons finansies toe, na geld toe, na ons stokperdjies toe, na ons ambisies, en dat raak meer belangrik, kraak die gesin se mure. As jy geld gaan jaag eerder as om jou familie te beskerm en tyd uit te koop vir jou familie, het jy moeilikheid. Wanneer jy die fokus verloor en Jesus afhaal, jou oë afhaal van Jesus, want wat sê die Bybel, die oë gefestig op Jesus, die volëinder van ons geloof. Wanneer jy oë gaan afhaal van Jesus en die gesin, en papa, jy moet dit doen wat ek Josua sê, ek weet nie wat my vrou gaan doen nie, maar my kinders, maar ek tree op as priester, en ek sê, ek weet nie wat julle wil doen nie, maar in hierdie huis sal ons die Here dien. En wanneer Jesus volle aandag het, dan sal volgens Matteus 6:33 al die ander dinge vir jou bygevoeg word. Die geld sal nooit 'n probleem wees nie, man. Ek het dalk nie geld in oorvloed nie, maar die Here weet ek het daarom geëet al. Gister het ons weer geëet en die Here het voorsien en die huis is betaal. God voorsien elke liewe dag. Ek wil sê, luister familie, wanneer Matteus 6:33 sê, soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid en al die dinge sal vir jou bygevoeg word. Die familie moet Jesus eerste stel. En wanneer Jesus eerste is, sal al die ander goed in plek val. Alles sal in plek val. Die hele gesin moet saam op Jesus fokus. Ons moet draai na Jesus toe. En hoe nader ons kom aan Jesus, hoe nader kom die sirkel aan mekaar. Hoe nader kom die familie aan mekaar. Oh, fokus op Jesus. Hy is die semente van al die familie. Halleluja. Ek het 'n profetiese woord hier in my hart. Ek het 'n profetiese woord wat ek weet. Hier sit manne en vroue wat deur 'n egskeiding kom. Jy's alleen en jy wag nog vir daai regte ene om te kom. Maar halleluja, die een wat op pad is 'n godsvrou. Die een wat op pad is 'n godsman. Halleluja. En hy sal opstaan en sê, ek en my huis, ons sal die Here dien. Ek en my familie, ons sal die Here dien. En wanneer hy die fokus is, val alles in plek. Dan sal hy sorg vir die familie. Ek slaap elke aand rustig. En omdat ek en my vrou eintlik maar basies amper in die geloof lewe, slaap ek elke aand rustig, want ek weet, hy is nommer 1 in ons familie. En omdat ons hom eerste stel, sal alles in plek val. Halleluja. Wanneer hy die eerste prioriteit en die hoogste prioriteit is, en hy al die volle aandag kry, sal daar vrede, vreugde, voorsiening en stabiliteit wees in jou familie. En natuurlik, dit is nie altyd maklik nie. Hoeveel male? Wat het ek laasweek gesê? When you hit rock bottom, you hit the rock of ages. Hoeveel male slaan ons die vloer? Jy is so down, kyk af op jou. Maar wanneer hy die sement is, o Rabba Shiba Tarabaru Kushiba, Here, ek dank U.
elke familie in hierdie plek. En elke enkele ouer wat wag vir daai lewensmaat om te kom. Jy wat deur 'n egskeiding kom en dit was hel, dit was 'n nagmerrie en jy sukkel tot nou toe nog om te herstel. Halleluja. Die bloed van die Here is oor jou. God gaan vir jou guns gee. Ek roep lewe. Ek roep 'n nuwe verhouding, maar 'n gesonde, heilige verhouding in die naam van die Here. Hy is die grond. Hy is die sement van elke familie. En dan kom nommer die tweede ene. Sê die volgende. Hoe bou jy 'n gesonde, sterk familie? Is jy nog saam met my? Ek is amper klaar. Moenie worry nie. Dis 'n familie. Ons het al daaroor gepraat. Wat nie net praat van die Bybel nie. Maar wat die waarheid betrag. Wat dit uitleef. Want dis 'n baie mooi ding wat jy doen, pappa en mamma. Om elke oggend of elke aand voor die kind slaap, langs hom of haar bed te sit, met die Bybel oop en 'n Bybel te lees, en 'n teksvers te lees of twee of 'n hoofstuk, 'n Bybelstorie of wat ook al. Dis pragtig. Maar dit beteken niks. As jy jouself gedra soos 'n vark deur die dag, dan wil jy vir jou kind die Bybel lees. Hy gaan eerder sê, maak die Bybel toe en wees die Bybel vir my. En daar skrif daarvoor wat ek nou sê. Want Matteus 7 vers 24 sê, elkeen dan sê Jesus, wat na hierdie woorde van my luister en dit doen. Hom sal ek vergelyk met 'n verstandige man, 'n Josua, wat sy familie op die rots gebou het. En wat gebeur? En die reën het geval en die waterstrome het gekom en die winde het gewaai teen daardie familie. En het ons nie winde wat soms waai nie. Het ons nie soms storms nie. Het ons nie winde wat ruk aan ons families nie. Maar dit het nie geval nie. Want sy fundament was op die rots. En hier is die ding, familie. Hoe werk dit? Hoe werk dit? Hoe kry jy 'n soliede fondasie vir jou kinders, vir jou huwelik, vir jou gesin? Met een ding, en dit is hy wat na my woorde luister en dit doen. Wanneer jy Josua, ekskuus nie jy nie Josua, metafories, Josua sê ek in my huis sal die Here dien. Wanneer jy Josua die waarheid betrag en dit uitleef en jou kinders sien dit, sal hulle doen wat pappa doen. Ek het hierdie storie gehoor en vat nou so 'n bietjie langer as wat ek kan. Nee, is nog lekker vroeg. Lyk vir my julle gaan oggendete eet, nie middagete nie. Hier is die ding, familie. Wat ek wil sê. Hierdie pa loop na die bar toe. In die sneeu. Loop by die bar toe. En hy sit daar. In die bar. Hy drink die een bier na die ander bier. Die volgende oomblik, toe stap sy 10-jarige seentjie in. Hy sit langs sy pa en sê, pa, kyk ons sê, hoe het jy hier gekom, seun? Hy sê, pa, ek het net jou voetspore in die sneeu gevolg. Josua, ons moet pas op wat ons doen. Kan ek dit vir jou sê? Jou kinders is nie stupid nie. Hulle kan net leef wat hulle sien. Hulle kan net doen wat vir hulle gewys word. Ons moet die waarheid betrag. En wanneer jy die waarheid betrag, dan besef 'n mens dat wanneer pappa en mamma probeer om op hulle eie krag te bou, hierdie huis te bou, word ons gou moeg, geïrriteerd, gestres en brand ons vinnig uit. Maar wanneer God bou en ons gee oor vir hom en ons kom uit die pad uit en sê, Here, wees God in my huisgesin en hy is die boumeester, dan bring hy rus, orde en vrede. Ek sien dit in my eie lewe.
En verstaan mooi, ek en my vrou het vir Luan en vir Ewan en Anay en die Here het vir ons pragtige kinders gegee en wonderlike kinders. En ek is so dankbaar vir my kinders. Maar onthou, hulle is ook maar jonk en maak foute en dinge. En dan praat ek en my vrou. En hulle moet keuses maak. Waartoe gaan hulle met hulle lewe? En ons staan en ons, want pappa en mamma wil altyd ingryp. Ons wil net help. Ons moet net, wat gaan ons doen? En dan daar kom situasies en omstandighede wat ons sê ek weet nie wat om te doen nie. En dan al wat ek vir my vrou kan uitkry is, onthou my liefie, ons is nie God nie. God weet wat hy doen. God weet wat hy doen. En want dis hoekom ons kinders vir die Here toewy. Dis hoekom ons op 'n jong ouderdom ons kinders vir die Here gee, wat ons kan nie hulle alleen groot maak nie. Ons kan hulle nie alleen groot maak nie. Ons het God nodig om ons te help en ons te lei en ons te leer wat om te doen. En ons sekere kere en tye wat aanbreek, wat ons nie antwoorde het nie, maar ons is daar. Papa en mamma is net hier. En ons het nie die antwoorde nie, maar God weet wat hy doen. Want hier is die ding, familie, ek en my vrou het gedagtes vir Luan en Ewan en Anay, maar God het hoopvolle gedagtes vir Ewan, Luan en Anay. God het ons net gebruik vir die konsepsie, vir die bevrugting. Maar God alleen gee lewe. En God sê, ek het jou geformeer in jou moeder skoot. En ek en Stefanie is dalk net gebruik vir die konsepsie, maar God het sy hande ingedruk en hulle geweef en hulle gevorme en daarom het ek planne en Stefanie het dalk planne, maar God se planne is altyd beter. God se planne is altyd beter. En die dinge is, ons sien nooit altyd vooruit nie. Maar jy sien die familie cirkel sê, ek is hier en ek loop saam met jou die pad. Tot God vir die deure oopmaak, want God gaan die deure oopmaak. Hou my kinders dop. Ek sê hou my kinders dop, want die vyand het probeer kom op maniere, ingeslyp om te probeer slag en steel en te verwoes, maar die Here, halleluja, het hulle beskerm. God het hulle toegemaak. Halleluja. Ons kan raad gee en ondersteun, maar God rig hulle voetstappe. Kan ek amper klaar maak en sê, Psalm 127, ek praat baie keer hieroor, wanneer ek kinders inseën, dan sê Psalm 127 vers 4, soos pyle in die hand van 'n held, so is die seuns van die jeug. Ek weet nie of jy dit weet nie, papa, mamma, maar jy's 'n held. Die feit dat God jou daardie kind toevertrou het, beteken jy's 'n held. En hier is die ding, 'n pyl kan homself nie in die boog sit nie. Iemand moet die pyl vashou. Hoor mooi, 'n pyl rig homself nie. Maar die held bepaal, waarheen rig ek hierdie pyl? En wat gaan ek op fokus, wat die teiken moet wees, waartoe hierdie pyl moet gaan? Dit lê in die hande van die held. Josua, jy moet opstaan. Waar is jou pyl gerig? Wat se teiken is jou pyl gerig? Ons moet ons kinders rig. En waartoe moet ons hulle rig? En man, kom ek vertel jou een ding, as baie rigtings wat jy kan kies en jy kan help met hulle keuses van hulle werke en beroepe en wat ook al. Maar luister papa en mamma, laat ek vandag vir jou sê, jy het een rigting waartoe jy jou kind moet rig, daai pyl moet rig, en dit is, kyk na die woord van die Here, laat die woord van die Here jou lei, laat God jou lei, laat hy jou voetstappe rig in die regte rigting. Hoekom sê jy so? Psalm 119 vers 9 sê, waarmee sal die jongeling sy pad suiwer hou? Deur dit te hou na u woord. Die werk wat ek en u het as helde, as papa en mamma, is om die kinders in die rigting van God se woord te hou. En dan sal hulle pad suiwer hou.
En nie net 'n versie lees elke aand, maar jy leef soos 'n vark deur die dag nie. Vloek en skel en slaan jou vrou en skop die hond. Ons moet die waarheid betrag. 'n Pyl rig nie homself nie. Op wat se teiken is jou pyl gerig, mamma en pappa? Want wat doen jy met 'n pyl? Ek is amper klaar, is jy nog saam met my? Ja, ek dink dis die kortste preek wat ek nog gepreek het. Wat doen jy met 'n pyl? Jy vorm die pyl. Jy maak die pyl reguit. Jy slyp die pyl, jy maak die pyl skerp. En dan word hy in die boog geplaas. En op die regte tyd, 'n hartseer dag vir pappa en mamma, dan moet jy die pyl los. Hoor mooi, dan het jy gedoen wat jy kon. En as hulle van daar af droog maak, al wat jy kan doen is bid. Jy het gedoen wat jy kan. Jy het jou beste gegee. Jy het alles gegee. As daai pyl gelos is, kan jy niet verder bid. En u wat die voorreg het om nog die kinders in die huis te hê, terwyl die kind in die huis is, moet jy slyp. Terwyl die kind in die huis is, moet jy reguit maak. Moet jy hierdie pyl skerp kry. Dit word gedoen deur dissipline, bemoediging, aanmoediging. Dit word gedoen deur voorbeelde te stel. En sê, ek gaan jou dalk nie kan help, wat jy maar hou my dop, en kyk wat doen ek. Om hulle te leer die foute wat jy gemaak het, dat hulle nie die foute maak wat jy gemaak het nie. Om die goed wat jy reg gedoen het, hulle te sê, dis wat werk vir my, maar en hier, ek gee jou leiding, ek help jou, soveel as wat ek kan. Maar dan kom daar 'n dag, wat jy die pyl moet los. En die doel is nooit om die kinders weg te hou van die wêreld nie, maar om hulle gereed te maak vir die wêreld. En om seker te maak, hulle tref die bullseye van God se wil vir hulle lewe. Psalm 127 is 'n uitnodiging tot hoop vir die familie. Terwyl ek haas om klaar te maak, want ek ken baie van julle. Ek weet die smart en die hel wat hier deur is. Met daai kind, wat hier's die ding. Ons het die pyl gelos. En die pyl het getref. En daai kind is in 'n verhouding en het getrou, of hoe ook al. En daai man met wie sy getroud was, het haar verniel. Gebreek. Of andersom, daai vrou met wie jou seun getroud is, het weggeloop met 'n ander man. En vandag se tye loop hulle sommer weg met 'n ander vrou. Kan jy dink hoe geknak met jou seun wees? Maar hier is die ding wat ek leer van 'n pyl en 'n boog. Hy skiet nie te ver nie. En wat doen die twee helde? Wanneer die pyl 'n seer gekry het, en die pyl lê daar in die verte, en ons weet nie wat gaan aan en hoe, en ons kry nie al die antwoorde nie, maar dan kom pappa en mamma, die twee helde aangestappe, en hulle tel die pyl op en sê, kom ons sit jou weer in die boge, kom ons slyp gou weer, kom ons maak gereed, en ons rig jou weer in God se woorde, en ons bid vir jou, en ons vertrou die Here, om weer deur te kom vir jou, om vir jou te help, om jou op te bou, om jou weer 'n nuwe kans te gee, want hy is altyd 'n God van 'n tweede kans. O rapasupapakayenda, my Here, ek bid vir elke emosionele, elke persoon wat emosioneel geknak is in die huwelik, Here. O my God, en elke kyker, ek voel die krag van die Here. Jy wat deur 'n egskeiding kom, jy's verniel, jy was geslaan, jy het nagte op die vloer moes gaan lê, want jou man het jou gejaag soos 'n hond, maar die Here sê, ek herstel jou, ek herstel jou, ek herstel jou, in die naam van Jesus.
Ek kom teen elke gebroke hart, elke persoon wat 'n egskeiding is van hel, waar jy gebreek is. Ek breek daai verlede af in die naam van die Here en ek hoor die Here sê, kyk ek maak alles nuut. Kyk ek maak alles nuut. Vergeet die dinge wat agter jou is. Strek jou uit na wat voor jou is. Loop die pad saam met die Here. Dien die Here in gees en in waarheid. Dien hom met alles wat binne jou is en kry die rigting van jou pyl reg. In God se woord. Dis nooit te laat as jy droog gemaak het nie. Ons hoef nie alleen te bou nie. Want as hy nie die huis bou nie, is jy besig om jou tyd te mors. Rabasipa Bandoroboe. God staan gereed om die bouer, onderhouer en beskermheer van jou huis te wees. Josua, dis tyd om oor te gee. Wanneer jy sê ek en my huis sal die Here dien, beteken dit gee oor. Hou op inmeng met God se plan. Moenie omdat, Here, help my. Moenie omdat jy 'n dokter is, probeer vir jou seun sê jy sal 'n dokter word terwyl hy eintlik 'n mechanic wil word. Jy moet noukeurig saam met God wandel en hoor wat is God se plan vir jou kind. En saam met hom die pad loop om te sê, seun, wat sê jou hart? Wat sê die Here? Want hoeveel male sê ons vir my kinders, bid oor dit. Praat met die Here oor dit. Laat hy jou lei. So, ek sluit af. Wanneer Christus die fondament is en ouers hulle kinders reg rig, dan bou God 'n huis wat sal staan vir generasies. Dis nie sy plan dat die huwelik moet val nie. Dis nie sy bloudruk plan nie. Papa, veg vir jou vrou. Hou op, hardloop agter jou welles aan. Hou op, hardloop agter die Hollywoodse standaarde aan. Veg vir jou vrou. Veg vir jou kinders. Staan saam met my op en doen hierdie verklaring saam met my. Elke papa, elke mamma. Hardop agter my aan. Almal saam, 1, 2, 3. Vandag verklaar ek met geloof en sekerheid. Ek en my hele huis behoort aan die Here. Ons harte, ons gedagtes en ons lewens is aan hom toegewy. Ons kies om sy woord te gehoorsaam, sy weë te volg en sy vrede en liefde in ons huis te laat woon. Mag elke kamer in my huis gevul wees met sy teenwoordigheid. Mag sy beskerming oor ons wees en mag sy guns ons omring soos 'n skild. Ek verklaar, ons sal die Here dien in waarheid, in liefde, in reinheid van hart en met vreugde. Geen wapen wat teen ons gevorm word, sal voorspoedig wees nie. Geen plan van die vyand sal slaag nie, want die Here is ons God en ons dien hom as 'n gesin. Ek en my huis, vir altyd, ons sal die Here dien. Amen. Halleluja. Kabasiba tera, elke oog gesluit. Kabara rabasiba tere berabende rabasukut. Vader, ek kom nou en ek dra elke huisgesin nou op aan Jesus. Here, 2026 het U vir my gesê die jaar van olie. Vader, maak elke gesin vol olie. Here, ek dank U dat die olie van God se gees oor elke huisgesin is in die naam van die Here. Vader, en dis mense wat in uitgebroke huise uitkom. Huwelik wat nie gewerk het nie.
Maar Vader, ek pleit nou die bloed van die Here oor daardie persoon. Ek sny nou die verlede af in die naam van die Here. Ek sny elke band van 'n vrou en van die verlede en elke band van 'n man in die verlede sny ek nou af in Jesus naam. En pas op nou om voor die huwelik seks te hê met iemand. Bewaar jouself. Dit help nie ons sny bande af en al die gogga sny ons nou af, maar dan gaan karring jy weer in jou ou lewe nie. Bewaar jouself. Daar's 'n rede, want die Bybel sê en jy sal jou vader en moeder verlaat en jy sal een word. En dit alles te doen. Jy weet wat met die huwelik. En wat God saamgevoeg het, sal geen mens skei nie. Jy sal nie weer 'n fout maak nie. Ek roep daai regte lewensmaat vir jou in die naam van Jesus. En so terloops, meneer, dis nie 'n man nie. En so terloops, vrou, dis nie 'n ander vrou nie. In die naam van Jesus. Dis nie God se plan vir die huwelik nie. Dis nie God se plan vir 'n perfekte familiesirkel nie. Dis uit die bose. Dis die mag van duisternis se strategie om juis families op te breek. In die naam van die Here. Ek dank U. Ek voel net gelei. Nou ek verstaan, ek weet hier's enkel ouers hier. Vergewe my wat ek nou doen. Ek vra elke enkel ouer om my nou te vergewe, maar ek wil hê jy wat getroud is, liefie, kom jy sommer hier na my toe. Kom. Ek soek jou by my. Vat jou vrou om haar lyf en dan gaan jy Josua en jy seën jou familie. Jou vrou. Ek wil hê jy moet dit doen in die naam van Jesus. In die naam van Jesus. En as jou kind langs jou sit, lê jou hand op jou kind. Kind, lê jou hand op jou pa. Lê jou hand op jou ma. Bid vir mekaar. Kom aan, wat staan julle so en kyk vir my? Go, 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 go. Bid. Halleluja. Shibararabakuturubunda. Halleluja. Die Here lê iets op my hart op hierdie oomblik. Ek soek elke enkel ouer nou hier voor. Hy gaan ons soos die Heilige Gees lei. As jy deur 'n egskeiding is, kom staan hier voor. En ek nie as jy in 'n verhouding is, ek wil hê jy moet single wees. Elke enkel ouer, kom staan gou hier voor. Het is nog lekker vroeg, ek het kort gepreek vandag. Halleluja, staan net hier so. Halleluja. Halleluja.
Halleluja. Halleluja. Sababaraba. Ref. Ek wil hê die Here lê dit nou op my hart om te sing, Jesus breek al die bande. Want ek gaan kom nou in die naam van die Here. En ek gaan elke band van die verlede, van jou vorige huwelik, afsny. In die naam van Jesus. Ek voel gelyk, kyk vir my in my oë. Kyk vir my. Jy's nie 'n mislukking nie. Jy's nie 'n mislukking nie. Nog minder as jy 'n slaansak. Jy's nie 'n slaansak nie. Julle manne, God wek julle op, want miskien het julle foute gemaak in die verlede. Miskien is daar foute wat ons gemaak het. Maar die Here sê, kyk, my bloed was jou skoon. En ek maak alles nuut. En ek wil kom nou en ek gaan olie kry. Wayne, ek wil hierdie mense salf almal. En ek gaan nie 'n lang gebed bid nie, ek gaan net aan jou raak vandag. Want ek glo God gaan mense vrymaak van die verlede. Daai sielsbande word gebreek. Hoor jy dit? Elke sielsband wat daar is, breek ek. Elke een wat jy mee seks gehad het. In die verlede, ek sny dit af in die naam van die Here. En die bloed van die Here beskerm jou. En jy het 'n verantwoordelikheid om vir God heilig te lewe. En jouself in toom te hou tot daardie dag wat jy weer 'n ring aan jou vinger het. En as jou lus nie geblus kan word nie, dan kom troukie jou binne in daai kantoor. Vandag. Net so, tjoep tjoep. Vandag. Jy gaan nie weer verval in sonde nie. Want onthou, God stel belang in familie. Familie is vir God belangrik. En hier's van julle wat sê, Clemens, ek wil nooit weer trou nie, want ek het 'n seer gekry, ek stel nie belang nie. Wel, laat dit vir jou wees soos wat jy dit wil hê. Maar hier's van julle wat ek ken, wat ek weet. Jy kan nie alleen wees nie. Jy soek daai lewensmaatjie om saam met jou deur te gaan. En dan roep ek daai lewensmaat in die naam van die Here. Hoor mooi, ek roep nie vir Ismael nie. Ek roep vir Isak. Hoor mooi, want Ismael is jou plan, maar God se plan is Isak. Pas op vir daai een wat opdaag, wat lyk soos die een wat kan dalk net hy wees. Pas op, want daar's altyd 'n Ismael voor 'n Isak. Altyd. Jongman, hoor die woord van die Here. Jy wat nog nooit getroud is nie, hoor mooi, pas op vir die Ismaels. Maak seker dis God se plan, Isak. In die naam van die Here. Sing vir ons reg, gaan vinnig hulle salf en dan gaan ons afsluit.